gemeente wat hier is, elke besoeker, elke vreemdeling, elke persoon wat lanklaas hier was, baie welkom. Wees vry in die Gees, hier gaan ons soos die Gees ons lei. Amen. Ons gaan net so staan, dan gaan ek vra vir Julian vir ons te open met gebed, daarna gaan Anne vir ons die koortjies lei. Sing lekker saam, as ons in die woorde is, daar is nie moeilik nie. Amen, dankie Julian. Die woord sê vir hom wat opgevaar moes neergedaal op die aarde en ontstaan vanaand hier met die wete, Here, U is 'n werklikheid. Here, U het opgevaar, U het gegaan om vir ons plek voor te berei en daarom is ons hier om U naam groot te maak en U naam te prys, Here, want U is die Alfa, U is die Omega, U is die begin en U is die einde, Here. En ons het 'n verwagting soos wat ons vanaand gesing het, U gaan kom op die wolke, U koms is voor die deur, Here, ons moet deelagtig van dit wees, Here, en daarom is dit 'n voorreg om U as koning en eer te kan erken vanaand, Here, want ons is duur gekoop deur Jesus bloed, Here, maar al die lof en al die eer kom U toe vanaand, Here, ek bid dat elkeen sal salf, elkeen sal seën wat die tyd uitgekoop het om vanaand deelagtig te wees, Here. Ek bid die woord wat sal uitgaan, Here, dat dit gesalf sal wees en dat dit gelei sal wees deur die Heilige Gees en dat U die orkes sal wees as een instrument in U hand vanaand, Here. Want soos ek gebid het van Here, al die eer en al die lof kom aan die naam van bo alle name en dit bid ek in die naam van Jesus. Amen. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om hier te wees. Besef U dat 'n paar duisend jaar terug, toe Jesus vir sy disippels en hy het gebid in die saal saam met die orkes en gesê, Jesus het vir sy disippels gesê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want ek los vir julle die Heilige Gees. En weet U wat, my maand is dalk nie my maand, dit is dalk 'n moeilike maand, is 'n maand wat 'n bietjie lank raak, maar weet U wat, daar is goeie nuus, want net soos wat hy opgevaar het, gaan hy weer terugkom. En ek het staan vir dieselfde mense gesê, vanaand gaan ons sing oor Jesus wat weer gaan kom soos wat hy opgegaan het. En ek het 'n boodskap, so belangrik, wat ek graag aan U wil bring. Dit is die goeie nuus. Jesus is op pad. Hy is op pad terug. Halleluja. Thank you.
hy die koning van die konings en die Here van die Here is daar net slegs een koning vir my. Want ek dien geen ander gode nie en niks is meer belangrik nie as dat hy my harte gee. Thank you.
wat hier is, Here, kan weet. Here, daar is net iets in die naam, wat ons ook net die naam uitdruk. Here, ek bid, Here, dat hierdie diens op my verder sal vat, Here. Here, dat U leiding sal neem, Here, en die prediker sal seën, Here. Sal sy lippe, Here, en hom ons met U kosbare goed, Here. Dankie daarvoor, ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Sit wat jy neem. Ek wil net geseker maak, is daar enig iemand wat net Engels verstaan? Wie sê somebody that only understand English? Celine, ons sal jou hande opleid dat jy kan verstaan. Even verstaan Engels. We speak it very deliciously here with our congregation. Dit lyk of ek ken hulle se kerk het nie gemaak het nie. Hulle is Engels. Ja, ek ken dit. Hy verstaan nie Afrikaans. Hy het verstaan Afrikaans. Hy was ons dosent geweest. Hy weet wat Hy praat Afrikaans nog is. so lank Engels as weet. Ek is 'n praktiese mens. Hou daarvan om as ek die woord bedien iets prakties vir die ouens te gee dat hulle dit kan verstaan en as hulle huis toe gaan dat hulle dit prakties kan doen. So kyk bietjie rond vir die mense rondom u. Wie is u die meeste, ek wil nie sê impressie is verkeerdste woord. Wie is u die blyste oor wat hier is? As jy bly is, nie maar iemand anders doen, nie moet iemand anders kyk. Ons gaan nou opstaan, dan gaan jy na iemand toe en sê vir daai persoon, ek is vreeslik bly jy is hier. So kom ons staan gou op. Dan gaan ons na iemand toe en sê, ek is vreeslik bly jy is hier. Bitterblik baie bly. As daar nog iemand is wie wil groet hulle na die tyd. Want sê jy ek is vreeslik bly jy was hier gewees. Ek is vreeslik bly jy gaan huis toe. As u woord het, kan u oopmaak in Handelinge hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1. Baie bekende gedeelte, as u dit nie ken nie, gaan ons vanaand gaan dit lees. Ons gaan nie vreeslik baie lees nie van vers 4 tot by vers 11. Dit sê, en toe hy, dus Jesus, nog saam met hulle was. In die Engelse vertalings, elke Engelse vertaling wat ek lees, sê, toe hy saam met hulle geëet het. Ok, toe hy saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem maar weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. So Jesus het al voor die tyd hierdie ook gesê, ons weet het, wag op die belofte wat die Vader julle gaan gee. Want Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Trigan en in Limpopo en in Suid-Afrika en tot aan die uiterstes van die aarde. Dis eintlik waar daar staan, hè. Hulle het in Jerusalem gebly, sodat aan Jerusalem en Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Dit beteken eintlik maar net daar waar jy is en uitkring tot aan die uiterstes van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel
kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En as ek 2 hooftekste kan sê, sal ek sê is vers 7 en 8 wat sê, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang van die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Baie bekende gedeelte, baie kragtige gedeelte. Nou, ek is altyd opgewonde om die woord voor te berei, en in die week terwyl ek voorberei, hoor ek hierdie pastoor sê hy in sy gemeente kom. En hierdie pastoor sê hy in sy gemeente kom, en dit maak my so opgewonde. En ek het juist dat ons opstaan en mekaar sê, ek is bly omdat jy hier is, want jy het nie al ooit meer na 'n familie saamtrek toe gegaan, en almal gaan sy doodstil op hulle stoele, en luister net na een. Nee. Wanneer mens by familie is, dan staan mens op en mens groet mekaar. Is daar iemand wat nie gegroet is en gesê, ek so bly is hier? Maar enige iemand. Dus ek gaan dan op die afstorming vir sê, ek is baie bly hier is hier. Want ek is baie bly, elke ene van u is hier. Maar weet jy wat sou dalk nog, kom ons sê die cherry op die koek gewees het. As Jesus nou in vleeslike vorm kom afkom aarde toe en tussen ons hier kom wandel. Ons voel hom in die gees, is dit nie so nie. Ons weet hy is hier, ons voel sy teenwoordigheid. Maar as hy nou kon afgekom het en hy kon hier langs my gestaan het en ek kon hom gevat het en die res van die mense kon gekom het. En hom gevat het, net een kon daar sy skoene vir hom vastgemaak het. Want hy die woord sê nie, ons is nie waardig om sy skoene vast te maak, ons is nie waardig om sy skoene los te maak. Nee. En Nico kon gekom het en daar kon hom gevat het. En dalk is iemand wat siek is en hulle kon hom sy vleuels gevat het en hulle kon genees geword het. En ek is seker dat van elkeen van ons sou iets wou gehad het wat hy moet vir ons vertel. Iets wat hy vir ons moes gesê het, is dit nie so? Hy was die grootste leermeester wat nog ooit was. Hy was die persoon op die aarde toe hy hier was wat stories vertel het, wat dieper betekenis het as ouens wat 50 jaar gelede 'n storie kan vertel. En ek seker van die disippels het knaag van hom allerlei vrae gevra, geestelike vrae, gewone vrae, aan hierdie kant toe en daai kant toe. En kan jy dit indink? Probeer jouself net vir 'n oomblik, Jesus staan hier. Wat is die vraag wat jy op sy vra? Dis die laaste, na hierdie is hy weg. Maar hy's vir 5 minute nog hier, ek kan hom 'n vraag vra. Hy's heel laaste in die ry gewees. En hy sy aandag is 100% gefokus. Stompie 100% gefokus op jou. Jy kan hom enigiets vra. Deel aan gedink. Wat sou Jesus gevra? Ek kyk 'n video en dis nie wat ek oor wil praat nie, oor een van die Hollywood sterre en iemand in 'n onderhoud vra hom. En hy los 'n paar knope en hy sê ek sal hom niks vra nie. Ek sal net by sy voete gaan en hom soen en dankie sê. Maar dis nie waar ek wil praat nie. Dis eintlik wat ons moet doen nie. Ons hoef hom niks te vra nie. Ons moet by sy voete kom. Maar as hy hom iets kon gevra het, wat sou hy hom gevra het? Jy sien, Jesus en sy disippels is hier saam en in vers 6 is 'n baie interessante vers. Dit sê die wat vers 5, vers 4 en 5, kom hulle, en Jesus sê vir hulle, wag. Hy sê, wanneer ek nou van hier af weg, vers 4, sê hy, wag. En toe hy nog saam met hulle was, en soos gesê, in die ander vertaling sê hulle, eet, dis waar ons so lekker eet, en die Bybel sê dit, het hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar te wag. Het jy al gedink, daar is 'n opdrag wat Jesus van sê, moenie nou gaan evangeliseer nie, wag. Hier is 'n preek op sy eie, mens kan eintlik hierdie versie vat en die hele preek reeks daar uitwerk. Maar hy sê vir hulle, moenie nou in die strate in hardloop en gaan evangeliseer.
Moenie nou gaan en mense se lewens gaan probeer omkeer nie. Dis nie wat ons van die preek so afpreek nie. Ons sê gaan net. Gaan maak die Here se naam groot. Gaan verkondig en vertel vir die mense dat dit nie so nie. Hier sê Jesus vir die disippels, hy sê vir hulle, pastoor, wag. Ek seker van nog nie een van die pastoor dalk vir u gesê jy moet wag nie. Pastoor even net help die gemeente gesê, wag net so 'n bietjie voor jy iets vir die Here doen. Sê nee, as die skrif nie, maar dit is, wie sê Jesus, wag. Maar hoekom moet hulle wag? Hoekom moet hulle wag? Want hy het al vir hulle gesê hoe hulle moet wag. Want hulle kry 'n geskenk. Hy sê wag tot julle die geskenk het. Dis nie presies waar staan nie, maar ons weet dis 'n geskenk. Hy sê ek het al vir julle gesê, moenie net gaan rondhardloop nie. Wag net so 'n bietjie totdat die geskenk kom. Wag net so 'n bietjie totdat die Heilige Gees vuur op julle kom. Ontspan net so 'n bietjie, gaan terug Jerusalem toe en 'n kort tydjie dan gaan hy kom. En hy sê, Johannes het julle met water gedoop, maar ek gaan julle doop met die Heilige Gees. Is dit nie 'n wonderlike ding wat Jesus weer bevestig vir die mense, weer wakker maak in hulle, weer vir hulle sê, hoorie, wag net vir die Heilige Gees. Miskien het hulle dit nie verstaan nie. Maar hulle tyd het ook nou gekom. En hulle kon hulle laaste vraag vra. Hulle het besef, dis nou die einde. Hierna gaan hy weg en dan kan ons nie meer vra nie. En ek het gedink hulle sou allerlei vrae vra oor die doop met die Heilige Gees. Want iemand het nog nooit daarvan gehoor het, hoe verduidelik jy dit vir hulle? Dalk sou hulle gevra, hoe is hierdie doop anders as die doop van Johannes? Jesus, hoe is dit anders? Jy sê dan vir ons, Johannes het ons gedoop met die water, om ons sondes te vergewe, en ons alles afkleed, ons het nou agter die aangeloop vir 3 jaar, maar hoe is hierdie doop nou anders? Dalk sou dit een van hulle vrae eintlik moes gewees het. Of 'n ander vraag sou gewees het, maar wanneer kom jy terug? Jy het nou gesê, jy gaan ons 'n plek berei, maar geef vir ons 'n aantal dae. Ons lees in ons wetboeke dat dit 7 dae gevat het om die hele aarde en alles te maak, en jy gaan nou hemel toe. Hoe lank? Ek dink dit sou 'n goeie vraag gewees het. En allerlei vrae wat hulle kon vra, maar hulle kom hier terug by een van die vrae wat baie mense ongelukkig gemaak het oor Jesus. Hulle sê vir hom, is dit dan nou die tyd wat u die koninkryk van Israel gaan herstel? U sien, want Israel se koninkryk was verwoes. Hulle het onder die Romeine het hulle swaar getrek. As ons gaan lees in die woord, ek wil net die plekkie kry. In Amos, sê Amos, dat die Here gaan terugkom, en hy gaan kom oorlog voer, en hy gaan die koninkryk van Dawid weer herstel. Hy gaan die gevalle, omgestampte, neergewerkte, verwoeste, niks betekende koninkryk weer optel, en die volk van die Here, die Israeliete en die Jode, het daar vasgeklou met hulle alles. Want hulle het gewag vir die redder, vir die Messias om te kom, en op 'n wit perd of 'n ander perd te kom, en oorlog te kom voer, en almal te oorwin, en sy koninkryk te herstel. Het jy al gesien as 'n gebou vervalle raak? As jy nou weet hoe dit lyk, die ry net hier onder in die onderdorp rond. Daar by die PPK, onder toe nog. Daar is 'n paar geboue wat mense net opgehou het om te bou. Party van hulle het gebrand en dan bou hulle nie weer daar opnieuw. Gaan kyk bietjie hoe lyk daai gebou. Daar's grasies wat uitkom in die vloer. Daar's plante wat in die mure opgroei. Daar's mos. Dit lyk net harde. Ek sal nie daar bly nie. Ek weet nie of u daar sal bly nie. Miskien as ek heeltemal regtig niks anders het nie, sal ek een keer daaroor nag en iets anders gaan soek. Want dis nie 'n plek waar ek wil gaan bly nie, 'n vervalle huis, 'n vervalle koninkryk. Leens nie daar gaan bly. As dit in die Wildtuin is, ja, ons praat nie van die Wildtuin nie. Ons praat nou van hier in Lutegard in 'n vervalle huis wat nie 'n dak het nie, wat deur grasse is en daar's goggels waar daar rondloop. Ek sal nie daar gaan bly.
En as jy gaan lees in Amos, dis hoe hulle eintlik die koninkryk van Dawid gesien het, vervalle. Ek het 'n video gekyk van mense wat na Efese toe gegaan het en daar is pilare en die pilare is omgegooi. Die pilare wat van Dere se tyd afkom. En daar is rampplante en dis waarvan hy gepraat het. Hy sê die koninkryk is omgegooi, maar dit gaan weer herstel word. Halleluja. En die paar mense wat by Jesus is, kom en sê, Here, is dit nou die tyd? Hulle het hom dit al gevra. Hulle sê, is dit nou die tyd wat jy gaan opstaan as die Messias wat ons van gehoor het? Wat gaan ry op 'n perd? Ek gaan nou verduidelik hoekom 'n perd. Wat gaan ry op 'n perd en gaan oorlog bemaak en die koninkryk kom regmaak? Is dit die geskenk dan? Is dit die doop in die Heilige Gees? Is dit die shame? Ons het gisteraand gepraat oor 'n paar goed en visie was een van dit gewees. Die ouens wat by die gym was. Ons Beleiding Christus Kerk, Philadelphia familiegemeente, het nie meer bid hier op woensdaande nie. Ons het nie meer selfgroep op woensdaande nie, ons gym. Yes. Ons gym. Ek het nou nie 'n prentjie vir julle te wys nie, maar het staan groei ywerig in Christus. Ons gym. Dit is ons eie logo, ons groei geestelik in Christus. En een van die goed waar ons gepraat het is visie. Ons moet nie net 'n aardse visie hê. Ons moet nie net 'n fisiese visie hê van hier staan nou 'n klavier en daar's 'n een broer en daar's 'n ander broer. Daar agter sit Tristan en ons moet 'n geestelike visie ook hê. Ek moet kan in die gees sien as iemand siek is. Of as iemand siek is, moet ek in die gees kan sien daai persoon is gesond en dan dit vir dit bid. Maar die disippels, die mense wat saam met Jesus gestap het, kom terug na Here, is dit nou die tyd om die koninkryk gaan herstel. En Jesus kom hulle uitgetrap het. Hy kom vir hulle gesê, ja, ek het julle al hoeveel keer gesê, is nie nou die tyd nie. Ek het al hoeveel keer vir julle gesê, dit gaan nie nou gebeur nie. Jy sien man, so vir Jesus vra, leer ons om te bid. Leer ons by ons, en hy leer in ons Vader, nee, the Lord's Prayer. Hy sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dan gaan ek aan en sê, laat die koninkryk kom. Soos in die hemel, en so ook op die aarde. Jy sien, die koninkryk wat daarvan geprofeteer is in die Ou Testament, het nie gegaan oor die aardse koninkryk. Dit gaan oor die hemelse koninkryk. Daar waar ons Here is, daar waar hy die regeerder van alles is, daar waar hy die koning van alles is, dit gaan oor daai koninkryk. En ja, aan die einde van tyd, ons lees in Openbaring, gaan hy terugkom op 'n berg. Het jy geweet in die Bybelse tyd, as iemand met 'n perd gery het, was hy iemand wat gaan oorlog voer het. Maar as iemand op 'n donkie gery het, is hy iemand wat vir die Here 'n woord gaan oorgee het. As jy met profeet op donkies gery het, dit is nie so vir die Bybel, dit is niks met die preek te doen, nee. Toen hom vra, toe kan, soos ek sê, Jesus kon uitgetrap. Etienne het jou ouens by die gemeente, nee, het hulle al weer, en oor 10 maande weer, dieselfde vraag gevra, en hulle geantwoord, en hulle bly dieselfde ding vra. Raak mens ongelukkig is soos kinders. Nee, Frans is dit nou daar agter. Sy is daarom nie Frans, sy doen nou huiswerk. Nee. As jullie weet dit ook, as jou kinders jou nek met dieselfde ding, het al gesê, luister, ek het mos al so gesê. Nico, Gijsie kom by die huis, en Gijsie pa nie sy pa en pa sy ma. Dan vraag Gijsie, wie pa nog ons gaan krieket speel? Sê Nico, ek wil eers hierdie goed klaar maak. Dan sê Gijsie, maar ek wil nou gaan krieket speel. Sê Nico, ek wil eers hierdie goed klaar maak. Nou hulle aan. En ek dink die disciples was ek so met Jesus, is dit nou die tyd? Gaan die koninkryk nou kom, is dit nou die tyd? Dan moet ons het 2 swaarde, is dit genoeg? Gaan ons nou oorlog? En Jesus kom met sy kalme, rustige, goeie gesindheid. Hy sê vir hulle, chillax. Jy weet wat chillax beteken, hè? Dis chill en relax, alles in een. Hy sê, iemand Petrus,
Ontspan bietjie man. Chillax nou. Hoor die ouens, ontspan. Jakobus, sit bietjie en rus nou in Jerusalem. Wag bietjie man, chill nou, ontspan. Moet nou nie so haastig wees nie. Net maak die Bybel vir jou lewe. Moenie net lees wat staan. Lees wat tussen die lyne staan. Verbeel jouself, jy is daar gewees. Hoe moes Jesus hulle geantwoord het? Hoor die Petrus, chill bietjie. Sien nou die tyd vir oorlog maak. Sien nou die tyd vir aanval. Wag bietjie, ek het mos nou gesê vir julle wag. Luister julle nie. Ontspan. Hy sê dis nie vir julle om te weet die tyd wat die Vader bepaal het. Hy sê ontspan. Dit sal kom aan die einde van tyd. Hy het nie so gesê, maar dit sal kom. Ontspan. Maar dis nie waarvoor jy geroep is nie. En broer, dis nie waarvoor jy is nie geroep om oorlog te maak, broer. Ons is geroep om die woord vir die mense te gee, die skape reg te help, die wonde af te vee, seker, en weerlik opstaan, ja? Dis mos wat die pastoor doen. Ons help die gemeente reg. Vir kwaad word vir ons of nie, ons help reg. Maar die gemeente, die mense waar op kom, hy is ook nie geroep om te gaan rollen nie. Here sê, chill bietjie, span bietjie. Wees rustig. Dan sê hy vir hulle moet rustig wees. Hy sê, en julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. En dan gaan julle my getuies gaan wees. Hy sê, die disciples is nie geroep gewees om oorlog te maak. Hy sê, julle gaan krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Moenie nou worry oor oorlog. En terwyl hulle staan en kyk vir hom, ek weet nie of daar 'n wolk van bo af gekom het, of daar 'n wolk net rondom hom gekom het, of onder sy voete ewe skielik 'n wolk uitgekom het. Maar terwyl hulle staan, dink jouself nou in. Hier praat hy met my, ewe skielik is die wolk onder my voete, en hier gaan ek hierdie kant op. En hulle staan en kyk, en daar gaan Jesus. Johannes, dit was net koffie gedrink, maar niks anders nie. Ons het nie so binne. Mense, weg is hy. Hoe verbouwereerd, hoe verbaas moes hulle gewees het. Ons lees het en ons lees het, ja, wat 'n wolk gekom en het opgevaar. Maar dink jy self aan die siene, hoe weg is hy. Terwyl hulle staan en kyk, ewe skielik is daar 2 engele, staan 'n manne met wit klere, ons weet is engele, hulle sê, hoorie, Galileese manne, wat staan hulle so aan kyk? Hulle sê, jy het nie gesien. Hulle het nie gesien. Hulle sê, my bekommerd is nie. Hulle sê, ons ken hom vir Jesus. Hy wat so van julle weggegaan het, gaan weer so terugkom. Maar, doen toch nou wat hy vir julle gesê. Gaan nie in Jerusalem toe, en gaan wag vir die Here. Ek hou daarvan om die woord te vat, om te sien hoe dit moes afgespeel het. Ek weet nie of dit groot engele was, of net gewone mens engele was. Ons sien ons engele met hierdie goedjies, teelpit met vlekkies agter op die rug, nee. Die verste van 'n engel af. Hy is bereid om te wys wat liefde ergens ook in die wêreld. En engele kan vrees aanjaend wees. Dan lees bietjie dit 10 vlerke gehad, oop binne en oop buite, en oral spoelde. Dis 'n engel. Ek sal weggaan oor sy kant. Nee, maar ek dink hierdie was 'n twee gewone engele gewees. Gelyk soos mense. Sy gaan wag 'n bietjie daar toe. Hy gee 'n geskenk gee. Free, jy hoef niks te betaal vir hom. Ons wêreld is niks meer verdien, maar daai ding kry verdien. Niks te betaal. Jy sien eintlik wat gebeur het.
al baie die vraag by mense gehoor, hoekom moes Jesus gegaan het? Hoekom moes die Heilige Gees gekom het? En is baie maklik, as Jesus hier was, nou was hy net op een plek op die aarde. Ja. Dan was hy vanaand hier by Lede in Christus, dus kom al die ander gemeentes ook hier is. En dan Sondag, as hy daar by so Everle, die oorg in die pad, dan stap ons daar want Jesus is daar. En dan volgende Sondag, tot eindelijk is die kerk geverf is, dan sê daar, dan gaan ons allemaal daan toe. En dan die aand is hy by, as dan Everle, dan gaan ons allemaal daan toe. Sien, dis goed. En dan in die week kyk jy by Emmanuel, en daar is 'n lekker koffiemachine, dan gaan ons allemaal daan toe. Jy verstaan? So ja, Jesus moes gegaan het dat ons die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees kon gekry het. Want toe Jesus vir sy disippels sê, hoor hierso, wag net so. Het eintlik vir hulle gesê, weet julle wat gaan nou gebeur? Hy het vir hulle agter die skerm so 'n glimpse gegee. Hy het gesê, wanneer ek nou klaar gepraat is met julle, gaan ek hemel toe gaan. En dan gaan vir 'n kroningsseremonie. In Engels sê ons 'n coronation. Jy sien, want toe Jesus in die hemel gekom het, het hy die naam gehad bo elke naam. Hy het die naam gehad van die koning van die konings en die Here van die leerskare. Hy het gaan sit aan die regterhand van die troon. Hy het mag en krag gegee oor alles wat bestaan. En weet jy wat hy gesê het vir hulle? Die oomblik wanneer ek ingeseën is, of die oomblik wanneer my coronation verby is, gaan ek 'n dekree maak. Ek gaan 'n afvaardiging maak en ek gaan sê, ek stuur vir hulle die Heilige Gees, maar nie net vir sommer nie, dat hulle kan krag kry. Jy sien, die Heilige Gees ontvang ons nie net om 'n lekker gevoel te hê nie. Baie mense sê, ek wil gedoop word in die Heilige Gees, want dit is 'n lekker gevoel. Dis nie waar dit is nie. Ons ontvang nie die Heilige Gees vir dit nie. Ons ontvang nie die Heilige Gees om hoog heilig te wees nie. As jy dink jy ontvang die Heilige Gees en dan is jy hoog heilig, skies dan alle respek en sit hierdie potmis. Jesus sê, ek gaan die Heilige Gees gee, sodat julle krag kan hê. En nie net krag om sterk te lyk, ons gym nou woensdag aan en hulle het ook gesê, ons gaan nou nie sterk lyk om ons spiere so te wys en al waar ek het nog nooit gegym. Nee, maar hoe maak hulle hierdie? Ja, jy is goed vir my, nie vastgemaak. Nee? Daai tambourine daar, staan skyn. Nee, ons gaan nie gym om so te maak. Nee, ons gym om krag in ons binneste te ontvang. Nee, so wanneer ek by die werk kom, ek van die Here kan getuig. Wanneer ek by die skool kom, ek die lig van die Here deur my kan laat skyn. Wanneer ek buitekant rond beweeg en ek in checkers is en ek sien iemand wat siek is, ek die vrymoedigheid kan hê om vir hulle te bid. Goeie voorbeeld, as ek kies wat ek het noem, is Pastoor Jan en sy vrou. Toe my vrou gediagnoseer is met haar siekte, toe kry hulle aan checkers. Hulle sê, kan ons vir jou bid? Hoekom? Want hulle het krag ontvang toe die Heilige Gees oor hulle gekom het. Hulle hoef nie skaam te wees daaroor nie, want dit is die koning van die konings wat iets vir hulle gegee het. Wanneer ek ry en wanneer die Here vir my iets doen, mag ek sê, prys die Here want ek het krag ontvang. Vanoggend, ek bid in die kerk. Dis die lekkerste plek om te bid. Ek loop so tussen die banke, loop ek so tussen die banke, begin ek daai kant loop ek. So as jy vanaand op 'n stoel sit, daar is op die stoel gebid vir die hoor. Vanoggend. En ek stap so ek sê, ja. Het jy al grappies gehoor en video's gesien en mense gehoor praat van eendag as hulle by die hemel kom, dan gaan 'n persoon staan voor 'n groot hek, en dit gaan nie so wees nie. Nie opkom nie. Dan gaan 'n persoon staan voor 'n groot hek met 'n boek en dan moet jy jou naam gee en dan moet jy nou sê hoekom jy hier is en baie mense het verskillende redes en sê nee, as jy nou praat van ek, dan is dit verkeerd, jy moet praat van hy het dit vir my gedoen. Ek sê Here, ek sê ek weet nie of dit so gaan wees nie, ek twyfel. Ek sê Here, maar as ek eendag nie meer hier moet wees nie. As my tyd op die aarde verby is,
en ek kom op pad aangestap na die hemel toe. Moet hulle nie gaan soek daar en my naam probeer vra nie. Hulle moet sê, hey, Tertius, Jesus, wag weer. Halleluja. Ek moet so vol wees, en dit moet elkeen van ons se hoop en se missie en se visie in die lewe te wees, om daar te kom. Ons moet die hemel maak. Ons moet saam met die Here kan wees, of ons in die hemel is, of op die nuwe aarde is, hoe ook al, solank ek onder die Here kan wees. Ek moet net so een keer op my strate van goud gaan rondhardloop, en al die mooi stene kyk in die mure rondom. Ek wil nie gebid, ek sê dit vir die, Jesus weer bang. Maar ek bid, ek sê, Here, ek wil net moet sê, kom Tertius, Jesus wag. Ek sê, maar as ek daar kom, Here, wil ek nie lief wees. Het jy self al ingedink, jy kom in die hemel, en niemand anders is daar van die geliefdes. So even, ons kom daar, ek en jy kyk vir mekaar, nie op die gemeentelede is daar. Die Here het my en u krag gegee, dat ons mense kan saam. Tussen ons Heilige Gees kry. Kan jy dink eendag, stap jy daar, en hier is nou op pad in, want wat gesê, Nico, kom jy ry man, jou plek gereserveer, kom. En soos Nico afstap, trek jy Judy daar, sê my Judy, dit is jy het ook saam kom, bring maar jy het ook saam, waar stap ons? As hulle stap, dan sien hulle mense in die rij staan, wat hulle geken het op aarde, en die mense sê vir hulle, hoekom het jy my nooit gesê? Jy het 'n uitgekiesde plek, dis reg vir jou, ek staan hier in 'n rij, en ek weet, ek gaan dit nie maak nie, maar jy het my nie gesê nie. Ek dink dis hoe ons staan, in die hemel gaan, die Here ons trane afdroog. Daar staan nie, daar is nie trane in die hemel. Daar staan, hy het elke traan weggevee. Hy het elke traan weggevee. En al wat ek kan dink, hoekom enig iemand in die hemel sal huil, as hulle iemand sien wat het nie gemaak het. Iemand wat hulle veronderstel was, om weg te rin, en die helheid te sê, hoorie, pas op weer weg. Want ek en u het krag ontvang, toe ek my hart vir die Here gegee het. U kan nie vir my sê, ek kan nie. As jy die Heilige Gees in die het jy die krag. As jy die Heilige Gees in die het, en jy beweeg op plekke waar hy jy wil hê, as jy die woord lees, en tyd in gebed moet ons spandeer, dan draai jy die lewe om. As jy nog nooit in die lewe 'n woord gesê het nie, en jy ontvang die krag van die Heilige Gees, dan gee jy die vrymoedigheid, om vir die vrou te sê, hoorie, ons moet regmaak, Jesus is op pad. Dan gee jy vertoon as die vrymoedigheid, om wanneer iemand daar aanstap om vir hulle te sê, hoorie, is jou saak reg. Ek koppel nie 'n datum aan wanneer die Here kom nie. Jesus het dan gesê, niks met jou te doen. So ek koppel nie 'n datum nie. Ek weet nie die dag wat die Here kom, is een dag nader as gister. En dalk besluit die Here om my nou te kom aan. Of dalk besluit die Here om my 100 jaar oud te maak. Want ek het die krag ontvang om iemand saam te maak. Jy kan nie vir my sê ek het die krag van die Heilige Gees ontvang en ek nog nooit met iemand gedeel nie, ekskuus. Dan sal iets fout. Die lewe moet op 'n boek wees. As ons in Matteus 5, 6, 7 gaan lees, dan staan daar, julle is die lig van die wêreld. Waarskynlik volgens my verkeerd vertaal. Skenig mens hier. Jesus is die lig. Ek en u weer die wissel dat we light travel sien. Ons moet gaan en die blik van die Here in die wêreld gaan bekend staan, omdat ons die krag het. Ons moet gaan en mense gaan red uit die put van die hel uit, omdat ons krag het.
As jy nie krag het nie, as jy voel, Here, ek het nie genoeg krag gehad. As jy voel, Here, ek kon so bietjie, net so bietjie aanraak. Hier sal vir. Steek jou hand op. Ons gaan nie vir jou gebed kom doen nie. Ons gaan nie voor hom te roep nie. Moenie bekommerd wees, ek weet baie mense wil nie voor op die man kom staan. Maar as jy voel, Here, my krag is so 'n bietjie weg, of my fisies of geestelike krag, is maak nie saak. So jullie gaan my help. En jy sal hom gee. Steek jou hand op en sê, Here, ek word net so 'n bietjie saam. As daar ander mense in die bank is, met sal plek het waar hande opgaan. Steek jou hand op en sê, Here, ek word krag. En as ek dink, ek sê julle volgende keer weer.